Goeiedag, ek is Eddie Goldberg. Hierdie oordenking is geskryf deur Gert Berning. Eerste en laaste. Jesus het gesê, Matteus 20 verse 1 tot 16, by die koninkryk van die hemel gaan dit soos by die eienaar van 'n wingerd wat vroeg in die môre uitgegaan het om arbeiders vir sy wingerd te huur. Nadat hy met die arbeiders ooreengekom het om hulle die gewone dagloon te betaal, stuur hy hulle om in sy wingerd te gaan werk. Ons lees verder dat die eienaar ook ander arbeiders teen 9 uur huur, ander teen 12 uur, ander teen 3 uur en nog ander teen 5 uur. Met die betaling het dit so gegaan. Die wat teen 5 uur gehuur is, kom toe en kry elkeen die gewone dagloon. Die mense wat eerste gehuur is, het gedink hulle sou meer kry, maar toe hulle aan die beurt kom, kry hulle ook elkeen die gewone dagloon. Hulle vat uit die geld, maar begin by die eienaar kla en sê, hierdie laastes het net 1 uur gewerk en nou betaal nie hulle dieselfde loon as vir ons wat die hele dag hard gewerk het in die warm son. Maar hy antwoord een van hulle, vriend, ek doen jou geen onreg aan nie. Jy nie met my ooreengekom vir die gewone dagloon nie? Vat jou geld en gaan huis toe. Ek wil vir hierdie laaste een dieselfde gee as vir jou. Mag ek dan nie met my geld maak wat ek wil nie? Of is jy afgunstig omdat ek goed is? So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Jesus het hierdie storie vertel om te verduidelik dat sy koninkryk anders is as 'n aardse koninkryk. Let op dat daar staan dat die boer goed was en dat hy vir almal 'n dagloon betaal het wat nie min was nie. Ons reaksie kan wees soos die van die arbeiders wat vroeg begin werk het, naamlik dat dit daarom baie onregverdig is. Hoe kan mense wat 1 uur lank gewerk het dieselfde loon ontvang as mense wat die heel dag gewerk het? Jesus se koninkryk werk egter presies so. Mense wat vroeg al hul lewe vir Jesus gee, ontvang dieselfde loon as mense wat eers aan die einde van hul lewe vir Jesus erken as die Seun van God en die een wat gekom het om ons sonde weg te neem. Aan die kruis het Jesus vir die misdadiger wat saam met hom gekruisig was gesê, Lukas 23 verse 42 tot 43, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, nadat die misdadiger gevra het, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. So sal die laastes eerste wees en die eerstes laaste. Volgens Flip Tron was hierdie uitdrukking in Jesus se tyd waarskynlik 'n spreekwoord. Dit het iets soos volg beteken. As mense in 'n ry sou staan, sal daar iemand voor in die ry wees met iemand anders agter in die ry. Maar as hulle in 'n sirkel staan, is niemand voor en niemand agter nie. Almal in die sirkel is eerste en almal laaste. Hulle is gelyk. Tron praat van die kerk, wat bestaan uit al die Christengelowiges oor die hele wêreld heen en sê, in die kerk staan ons nie in rye voor die kruis van Jesus, sommige voor in die ry en sommige agter nie. In die kerk vat ons almal hande en maak 'n kringetjie rondom die kruis. Onder God se kinders is daar nie wit broodjies nie, maar ook nie swart skape nie, want hy handel met ons nie volgens wat ons verdien nie, maar uit genade. Hy gee ons, goddank, nie ons verdiende loon nie. Hy gee ons genadebrood. Net soos die boer van die storie, omdat hy goed is. Mense sê soms dat hulle eers later hul lewe aan die Here sal gee, want hulle wil eers die lewe geniet. Diegene wat egter die geskenk van genadebrood laat ontvang het, sê altyd dat hulle soveel tyd in hul lewe vermors het. Hulle sou baie vroeër aan die Here wou behoort. Hulle kan dit sê, want die genadebrood van God, die reddende genade deur Jesus se sterwe aan die kruis, is soos 'n feesmaal. Openbaring 3 vers 20, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Ons Vader, dankie vir die genadebrood wat U vir ons gee in Jesus, elke dag, soos U ook ons daaglikse brood vir ons gee. Amen.